Hi, baie welkom by vandag se bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal besig om te kyk na geloofslesse uit Joshua se lewe. En ons is by les 2, verras deur genade. Ons les vandag is donderdag 9 Oktober, verrassende genade. En hierdie week se geheelteksvers is in Hebreërs 11 vers 31 en dit lees: Deur geloof het Rahab die prostituut nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Hebreërs 11 vers 31. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag, 'n nuwe geleentheid om u woord te studeer en daaruit te leer. Seën ons asseblief soos u ons elke dag seën. In Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom. Dankie dat julle saam ons inskakel. En baie dankie vir julle ouens se ondersteuning, elkeen van julle se gebede en ook die mooi woorde wat julle op die kommentaargedeelte vir ons laat om ons aan te moedig en ons te laat weet dat hierdie programme word waardeer. Baie dankie. Dit beteken baie vir ons. Kom ons gaan nou vandag se les toe. En soos ons reeds gesê het, vandag 9 Oktober is verrassende genade. En ons word gevra om weer te kyk na Joshua 9 vers 21 tot 27. Wat onder andere lees, die leiers het vir hulle gesê, laat hulle lewe, maar hulle moet houtkappers en waterdraers wees vir die hele volk. En Joshua het hulle gered van die Israeliete, sodat hulle nie doodgemaak het nie. Joshua het hulle daardie dag bestem om hout te kap en water aan te dra vir die gemeente en vir die altaar van die Here, tot vandag toe op die plek wat hy sou uitkies. Hierdie verhaal in Joshua 9, wat ons gister ook bietjie na gekyk het, vertel ons van 'n groep mense, die Gibeoniete, wat die volk Israel met slimheid en bedrog benader het. Hulle het voorgegee dat hulle van 'n ver land afkom om 'n vredesverdrag te sluit, terwyl hulle eintlik bure van Israel was. Toe die bedrog aan die lig kom, wou die volk die Gibeoniete straf en hulle doodmaak, maar Joshua het anders opgetree, omdat die leiers 'n eed in die naam van die Here gesweer het om hulle te spaar. Selfs al het die Gibeoniete gelieg, het Joshua en die leiers besef dat die woord wat in God se naam gegee is, bindend bly. 'n Eed voor die Here wat afgelê is, kon nie sommer verbreek word nie. Rigters 11 vers 29 tot 40, gaan lees dit gerus daarso ook. Die Ou Testament leer dat dit 'n teken van deug en godsvreesendheid is, wanneer 'n mens jou woord hou, selfs al bring dit pyn of verlies. Psalm 15 vers 4 plaas dit ook baie mooi, waar dit praat van hy wat sy eed hou, al kom dit hom duur te staan. So Joshua se optrede wys vir ons iets van hoe genade en geregtigheid hand aan hand kan saamloop. Hy het die volk se woede teen die Gibeoniete bedaar, maar hy het ook regverdig opgetree deur hulle verantwoordelik te hou vir hulle bedrog. Hulle sou voortaan houtkappers en waterdraers wees, maar nie net vir die volk nie, vir die huis van die Here self, soos ons lees in Joshua 9 vers 23. Met hierdie besluit het Joshua die vloek van straf verander in 'n geleentheid vir seën. En die Gibeoniete het deel geword van Israel se aanbiddingsgemeenskap, en later het hulle 'n belangrike rol gespeel in die herstel van Jerusalem na die ballingskap. Ek gaan kyk gerus daarna na Nehemia 7 vers 25 wat praat van die 95 Gibeoniete wat help het met die herstel van die tempel. So selfs deur hulle slenterslag heen, het die Gibeoniete op 'n manier 'n beroep gedoen op God se genade. Hulle het vrede gesoek, nie oorlog nie. Hulle het gekom na Israel se God en uiteindelik het die Here dit geëer. Nie hulle leuen nie, maar hulle erkenning van sy opperheerskappy. Esegiel 18 vers 23 sê, sou ek werklik 'n behaag hê in die dood van die goddelose, spreek die Here, en nie veel eerder daarin, dat hy hom bekeer van sy wee en lewe nie. Hierdie verhaal herinner ons dat God nie soek na mense wat volmaak is nie, maar na mense wat bereid is om na hom toe te kom.
selfs al is dit deur gebroke en onvolmaakte maniere. God se verrassende genade het die Gibeoniete van vernietiging gered en hulle deel gemaak van sy volk. En so sien ons dat Joshua se beslissing nie net 'n daad van geregtigheid was nie, maar ook van genade. En dat selfs diegene buite Israel 'n plek in God se plan kan vind, as hulle hom erken en hom dien. God se genade verras altyd. Waar ons straf sou verwag, bring hy genade. Waar ons oordeel sien aankom, bring hy insluiting. Die Gibeoniete se verhaal wys vir ons dat God se genade altyd groter is as ons menslike tekortkominge. En dat hy selfs ons mislukkings kan gebruik om sy naam te verheerlik. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat U in gedagte hou dat ons vlees is. En Here, dat U groot goedheid en genade selfs in ons swakheid vir ons verlossing bring. Ons loof en prys en dankie in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.